Here Jesus Christus, Vader, dankie dat ons kan saam sing, U naam kan groot maak, dat ons U kan loof en U kan U eer vir wie U is. Dat in hierdie tyd, na Paasfees, ons die heeltyd kan onthou van die kruis. Onthou dat U vir ons daar gehang het, dat U gekies het om daar te hang vir ons. Maar ook dat ons kan onthou dat die kruis leeg is. Dat die graf U nie kon inhou nie, dat die klip weggerol is, dat U leef en dat U regeer, en omdat U regeer, is daar in ons lewens hoop en lig en lewe. Dat ons met alles wat ons is na U toe kan kom, wat ons weet, U het deur die ergste wat ons kan deurgaan, reeds deurgegaan. En U het oorwin. En daarom in U is daar ook vir ons oorwinning. As gevolg van U is ons nie meer slawe van die sonde nie, is ons nie meer slawe van ons eie self nie, is hierdie kettinge wat ons bind gebreek. Kan ons nuut leef, anderster leef. Mense wees wat in hierdie wêreld 'n verskil maak, wat lig bring en hoop bring ook op die plekke waar ons kom. Ek loof U daarvoor, Here. Amen. Het julle geweet, nee, in die, het julle al Engels, ek weet Engels is altyd hier in ons kontry, maar selfverdediging, maar het julle ooit agtergekom, wat noem mense skaap, as jy skaap eet in Engels? Jy sê nie sheep nie, nee. Die mooie Engelse woord vir as jy skaap of vir skaapvleis is mutton. Het julle al daai woord gehoor, mutton? Weet julle hoekom is dit mutton en nie sheep nie? Enige idee, weet iemand? Want in die middeleeue was die koninklikes, die adellikes, hulle wat geregeer het, was Frans in Engeland. Vir 400 jaar het hulle in Engeland, die konings het Frans gepraat en die normale plebs hier op die aarde het Engels gepraat. Is lekker om te hoor, daar's Engelse wat ook plebs is. Maar so die koninklikes het nie geweet van skaap nie. Hulle het die vleis geken, maar hulle het nie regtig die dier geken nie. Hulle het mutton geëet, dis 'n Franse woord, maar hulle het nie geweet eintlik dit kom van 'n skaap af nie. Hulle het geweet dit kom van sheep af nie. So dis hoekom dit twee woorde is. En ek dink baie keer, hoekom ek die storie vir julle vertel, is ek dink vir baie van ons in ons kultuur en waar ons onsself bevind, al is dit nou hier in die platteland, ons ken 'n skaapchop of 'n skaapbout, nee, maar ons ken nie eintlik skape so goed nie. Daar is natuurlik van julle wat skape goed ken. Ek kyk nou vir Philip, ek weet jy het 'n bietjie skaap en ek weet Johannes jy het 'n bietjie skaap. Ek het met jou hieroor gepraat Vrydag. Gaan jy vir ons iets kom vertel? Philip, jy is dalk bereid om vir ons iets te kom vertel van wat DC, toe ek vir DC vra, wat beteken dit om skaapboer te wees? Toe sê hy, jy gee hulle kos en dan vrek hulle. En dan gee jy aan die een kos en miskien oorleef hy. Dis plus minus waaroor het gegaan het om skaap te boer. Toe ek 'n kind was, het ons daar op die plotte buite Bloemfontein groot geword. En my pa het altyd net so 20 skapies daar op die plot gehad. So dit was nou nie 'n vreeslike skaapboerdery nie. Daai skape het 'n vreemde manier van leef gehad. In die oggende, my pa was 30 jaar dominee op die plot. En so julle moet weet, almal ken hom. Almal weet van hom. Hy's al 30 jaar daar. So in die oggende dan gaan hy, dan maak hy sy skaapkraal oop, dan loop die skape af in die pad vir 15 kilos. En dan vanmiddag 5 uur dan jaag iemand hulle net weer terug, dan kom hulle weer terug in die pad op pad huis toe. Dit is die som totaal van skaapboere in my pa se lewe gewees. Niemand het ooit 'n skaap by hom gesteel nie. Niemand het ooit dit gewaag om 'n skaap te steel op die pad nie. 1 of 2 keer reg langs sy slaapkamervenster 'n skaap gesteel, maar dit was dit. En vir 'n groot deel van die tyd wat ek in die huis was, het ons 'n Hans Ram gehad, wat ons groot gemaak het. En julle weet hoe 'n Hans Ram, die van julle wat ook weet, 'n Hans Ram is geneig om pure moeilikheid te wees. En daai ene was verskriklik aggressief. As jy naby hom kom, het hy jou gestamp, hy het altyd so bokspring gehad, dan buik hy sy kop af en dan traai hy jou stamp. En ek het 1 jaar dit vergeet. En had 'n klomp stadslaities van Stellenbosch af by my geslaap die aand. En volgende oggend gaan stap ons in die veld en ek vergeet van hierdie skaapram en ek loop weg. En toe ek weer kyk, sit daar 4 Stellenbosch laities bo in 'n boom en 'n skaapram loop so in 'n sirkel rondom hulle. Want hulle het die skape geken nie. Vir my het ek geweet,
As die skaap begin vir my kyk, dan moet ek of 'n klip optel, of ek moet 'n stok optel, of ek moet regmaak om op sy voorkop te skop, want hierdie skaap gaan vir my nou wil stamp. Ons teks vanoggend gaan ook iets oor skape, iets oor 'n herder. En ek dink die probleem met hierdie teks is die feit dat ons nie regtig weet wat dit is om 'n herder te wees nie, dat ons nie regtig iets van skape af ordentlik ken nie. So dit help ons miskien so 'n bietjie om net iets van 'n skaap weer in ons kop te hê. Johannes 10. 'n Dief kom net steel en slag en uitroei. Ek het gekom sodat hulle lewe kan hê en dit in oorvloed. Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. Die huurarbeider wat nie 'n herder is nie en aan wie die skape nie behoort nie, sien die wolf kom, los die skape en vlug. En die wolf vang en verjaag hulle. Omdat die man 'n huurarbeider is en nie vir die skape omgee nie. Ek is die goeie herder en ek ken my eie en my eie ken my. Net soos die Vader my ken en ek die Vader ken. En ek lê my lewe af vir die skape. Ek het ook ander skape wat nie van hierdie kraal is nie. Hulle moet ek ook lei en hulle sal na my stem luister en daar sal een kudde wees en een herder. Om hierdie rede het die Vader my lief, omdat ek my lewe aflê sodat ek dit weer kan opneem. Niemand neem dit van my weg nie, maar ek lê dit uit myself af. Ek het volmag om dit af te lê en ek het volmag om dit weer op te neem. Hierdie opdrag het ek van my Vader ontvang. Ons lees net daai stuk. As ek nou hierdie gedeelte in Johannes 10, toe ek nou hierdie week dit lees, dan is daar 'n paar vrae wat ek dink ons nou al op 'n manier so 'n bietjie probeer antwoord het miskien. Maar die eerste vraag wat ek in my kop het, as ek dink oor 'n herder of oor 'n skaapwagter of 'n skaapboer, nou kyk ek dalk nou weer vir julle twee. Wat is die punt van 'n skaapboer? Wat is die doel van 'n skaapboer? Die doel van 'n skaapboer is om darm redelike vet, lekker skape groot te maak, sodat ons kan wol kry of kan vleis eet, né? Maar ook, as jy nou mooi gaan kyk na die SPCA of na die DBV, daai skape moet darm nou nie swaar kry nie. Nee, daai skape kan ook nou nie ly nie. Hulle kan nie almal vrotpoetjie kry nie. Daai skape moet opgepas word, dat daai skape ten minste gesond word. Hulle moet medisyne gegee word. Hulle moet geskeer word, anders weet jy al ooit 'n video gesien van hoe lyk 'n skaap wat vir 'n paar maande of vir 'n paar jaar nie geskeer is nie, as daai wol so dik begin aan hom vassit. Dis nie 'n mooi prentjie nie. So 'n skaapboer se werk of se doel is om die skape op te pas, die skape te versorg sodat hulle kan doen wat hulle moet doen. Sodat hulle kan gaan leef, die lewe leef wat hulle moet leef. Of dit nou 'n wolskaap is of dit 'n slagskaap is of wat ook al. So wat is die doel van die herder? In ons tyd 'n bietjie anderster, né? In ons tyd is die skape meestal op kraal hier by ons of hulle leef in die veld. As jy nou in die Karoo inlei, die herder se werk is om te sorg dat die skape is waar hulle is, dat die skape nie gesteel word nie, dat die skape in die aand terug op kraal is of waar hulle moet kom, of dat hulle loop daar waar daar vir hulle kos is. Weereens, dis die herder se werk dat die skape kan leef soos en waar hulle moet leef. Die beste lewe wat hulle kan leef hier. Wat is die doel van die goeie herder? 'n Dief kom net steel en slag en uitroei. En dan sê Jesus, ek het gekom sodat hulle lewe kan hê en dit in oorvloed. Wat is die doel van die goeie herder? Die doel van die goeie herder is sodat die skape 'n lewe kan leef van oorvloed, 'n lewe in oorvloed, 'n lewe wat is dit waarvoor hulle gemaak is om te wees. En hierdie woorde, hierdie 'n lewe en dit in oorvloed, dit is amper die raamwerk waarbinne Jesus se hele bediening plaasvind. Dit is die motivering vir alles wat Jesus doen. Dit is die motivering vir elke woord wat hy sê, elke ding wat hy doen. Is sodat die skape 'n lewe kan hê en dit in oorvloed. En wat is die een ding wat hy regtig doen? Hoe ons 'n lewe in oorvloed kan hê? Hy lê sy lewe af. Hierdie herder is 'n herder wat sê, weet jy, my lewe
is nie vir my so belangrik nie. My lewe sal ek af lê sodat die skape 'n lewe van oorvloed kan hê. Ek lê my lewe af sodat jy kan leef soos wat jy gemaak is om te leef. Daar is vir my twee vreeslike belangrike goed hier wat hier vir my uitkom. Die eerste ding is dat baie keer as jy met mense praat en jy vra vir mense, hoekom is jy nie 'n kind van die Here nie? As jy nou met mense praat wat nie kinders van die Here is nie. Of mense wat dalk so half, jy weet, op die grens is, so half onseker is. En jy vra vir hulle, hoekom wil jy nie commit nie? Hoekom is jy nie 100% daar nie? Dan sê hulle maar baie keer, ek wil 'n lekker lewe hê. Ek wil nie hierdie lewe hê vol reëls en wat my lewe eintlik net kleiner maak nie. Ek wil nie 'n lewe leef wat ek heeltyd moet check wat ek doen of heeltyd oor my skouer kyk en versigtig wees nie. Dit voel vir my of godsdienst my lewe net gaan kleiner maak en gaan toer maak. Wat sê Jesus? Jesus kom sê daai is 'n blaatante leuen. Want die lewe wat hy kom gee, is nie 'n beperkte lewe nie, is nie 'n toegesluite, beknopte klein lewetjie nie. Nee, die lewe wat Jesus wil kom gee, is 'n lewe van oorvloed. Hierdie is nie, dink ek belangrik om dit te sê, is nie materialisties bedoel nie. Niks in hierdie woord wat Jesus hiervan praat, beteken jy gaan definitief ryk wees en jy gaan nooit siek word en dit gaan altyd met jou great gaan nie. Dis nie wat hierdie teks sê nie. Wat hierdie teks sê is as jy aan my vashou, sê Jesus, as jy in my is en die rede hoekom ek gekom het, gaan jy 'n lewe hê wat so vol van genade en van liefde en seën en omgee is. Nie jy gaan die beste karre en die grootste trekkers en die wonderlikste goed ry nie. Miskien dit ook. Maar waar jy is en wie jy is in hom, gaan 'n lewe van vreugde wees. En dan die tweede ding wat vir my, en dis eintlik baie belangriker as alles wat ek nou net oor gepraat het, is dat hy lê sy lewe af. Paasnaweek of Paasfees wat nou net verby is, dink ons baie keer daaraan, God die Vader is hierdie God wat so kwaad is vir sy mense, want hulle is hierdie klomp sondaars, dat hy sy seun stuur aarde toe, want dit is wat daar staan in die Bybel, dit is wat Johannes 3:16 sê. Hy stuur sy seun, sodat hierdie seun die straf gaan dra vir die wêreld. Johannes sê, Jesus kom en hy kies om dit te doen. Sien jy dat hierdie is 'n wesenlike verskil? Dis 'n wesenlike verskil tussen jy gaan sterf of ek kies om my lewe te gaan aflê. Jesus kies. En dis nie net die kruis nie. Ons moet nou onthou wie hy is. Hy is God. Jesus is God. So hy leef van nog altyd af. Hy leef saam met die Vader. Hy's in hierdie verhouding daar in die hemel. Hulle leef naby mekaar en hy kies om te kom mens word. So hy lê sommer daar al klaar sy godheid af. Nee, so hy lê al klaar daar sy lewe af. Dan stap hy hierdie pad vir 33 jaar in die wêreld, waarvan 'n groot deel van dit swaar kry was, 'n groot deel van dit waar hy self sê ek het nie eers 'n klip om my kop op neer te lê nie. Sy hele lewe is 'n lewe van ek lê my lewe af. En dan eindig dit by die kruis, waar hy sy menslike lewe ook kom aflê. Waar hy aan die kruis kom sê, hier maak ek klaar. Maar as dit nie daar gestop het, wat se geen herder wat sy lewe aflê, kan daarna enigiets verder doen nie. As alles goed en wel, lê jou lewe af. Maar wat Jesus sê, ek lê my lewe af en ek neem dit weer op. En omdat ek dit opneem, kan ek vir julle bly sorg. Kan ek aanhou om vir julle 'n herder te wees. Is hierdie herder 'n herder wat vir ewig daar is. Hierdie teks vat dit so ernstig op dat hy 3 keer in 'n ry sê. Jesus sê 3 keer in 'n ry, ek lê my lewe af en ek neem dit weer op. Ek lê my lewe af, ek het volmag om my lewe af te lê en ek het volmag om dit weer op te neem. Hierdie hele ding wat hier gebeur, die aflê en die opneem, gaan oor 2 goed. Gaan oor die skape, dit het ons nou vir mekaar gesê, hy lê sy lewe af vir die skape, maar ook
as ons vroeër dink, is dit 'n lewe ter wille van God, die Vader. Hy lê sy lewe af ter wille van die Vader, want die Vader ken hom en hy ken die Vader, en dan lê hy sy lewe af ter wille van die skape, want hy ken sy skape en sy skape ken hom. Dit bring ons baie mooi by die ander vraag vir my van hierdie teks, is wie presies is die skape? Want ek dink ons almal dink dadelik, dis ek. Kyk, right, mooi, jy is 'n skaap, geluk. Nee. Jy is 'n skaap, maar wat sê hierdie teks, wie is sy skape? Sy skape is hulle wat hom ken, hulle wat in hom bly. As ons dink oor skape, vandag is skape nou 'n bietjie anders, ons jaag hulle aan kraal toe, of ons sit hulle in die kraal. In daai tyd, en dis tot 'n mate hoekom ek die storie van my pa vertel het, want dis hoe hy met sy skape was, jy vleit vir jou skape, en dan kom die skape self kraal toe. 'n Skaap is 'n dier wat gelei moet word. 'n Skaap is 'n dier wat iemand wil ken, en as hy daai iemand ken, dan loop hy agter hom aan. In ander dele in die wêreld word skape baie keer deur bokke gelei. Hulle sit 1 of 2 bokke binne in die skaap, of saam met die skape, en dan waar ook al die bok heen loop, want 'n bok is 'n natuurlike leier, daarheen gaan die skape ook. Daai Hans Ram wat ons gehad het, ons het ook op 'n stadium 'n polo perd gehad, 'n polo opgeleide perd. En waar ook al die perd geloop het die Hans Ram geloop. Heeltyd. Daai twee het mekaar nooit gelos nie. En dan as my pa die perd roep, dan kom die Hans Ram, en as die Hans Ram kom, dan kom al die oeye, en as die oeye kom, dan kom al die lammers. So die perd is eintlik die een wat al die besluite geneem het. Enigste ding wat ek dink die Hans Ram wat vir hom gewerk het, is hy het ook permanent in die skaduwee van die perd geloop. Hy het nooit in die son geloop nie. Daai skaap het heeldag in die skaduwee geloop. Dit is wie skape is. Skape kort 'n leier, maar daai leier is net iemand wat hulle ken. So jy kan nou hier sit en al hierdie goeders van lewe tot die in oorvloed vir jouself vat. Jy kan al hierdie beloftes van Jesus wat sy lewe aflê vir jouself vat. Maar sy vraag is, ken jy my? Jaag jy my na? Herken jy my stem? Probeer jy om my lewe of om my stem te laat spreek in jou diepste wese in? Want dit is hoe jy 'n skaap word. Is jy jaag sy stem na. Jy soek sy stem. Jy loop agter hom aan. Hy wat sy lewe vir jou neerlê, volg jy en soek jy. En vir ons dink ek is dit die boodskap van hierdie teks. Maar daar's twee goeters, die hele tyd hierdie balans in die goeie herder. Daar's die herder wat alles doen wat hy kan, en dan is daar die skape wat hulle deel moet doen. Die skape wat sê, ek leer die woord, ek soek u stem, ek jaag u na, ek kom saam daar waar ek saam moet kom. Daar's ook ander skape as jy hierdie teks gelees het. Skape wat dalk nog nie sy naam ken nie, nog nie sy stem ken nie, maar wat wel skape is. Skape wat gesoek word. En daar's ook skape wat sy stem ken, maar wat jou nie ken nie. Dis nie my en jou besluit wie die skape is nie. Hierdie teks sê dit baie duidelik. Dis nie my besluit om te sê wie is die skape nie. Dis nie die kerk se besluit om te sê wie is die skape nie. Almal wat sy stem ken. Ook mense wat anders as ek en jy is, ook mense wat ons mee sukkel, ook mense wat ons nie van hou nie, ook mense wat ons dink nie skape is nie. Kan skape wees. Ek dink ons 'n uitnodiging in hierdie teks om te sê, ja, jy's 'n skaap, onthou jy's nie alleen nie. Daar's ook ander vir wie God lief is. Daar's ook ander skape wat sy stem ken. Wat is ons teks vir hierdie jaar? Ons teks vir hierdie jaar is Matteus 22, né? Matteus 22 met die 6 karakters wat ons mee praat. En in daai 6 karakters is die koning en die seun, ons is nou daar, die seun vir wie die bruilof gehou word, maar dan is daar ook hulle wat uitgestuur word om die gaste te gaan inbring. Hulle wat uitgestuur word om die gaste te gaan inbring, en wie is die gaste wat ingebring word? Almal, uit elke straathoek, op elke steegie, wie ook al daar is, bring hulle net in. Dis wat hierdie teks van praat.
Daar's ander skape wat nie lyk of hulle skape behoort te wees nie, skape wat in jare nog nie geskeer is nie, skape wat in jare nog nie kos gekry het nie. Miskien is daar iets in hierdie teks ook van ek en jy wat moet herders wees. Is nie net, hy is die goeie herder. Miskien is daar iets van ek en jy wat ook herders moet wees. Ons ken sy stem, so ons is skape, ons soek hom, maar ons gaan soek ook ander skape. Ons gaan bring ander skape in die kraal in. Ons gaan leer ander skape wat dit beteken om agter die goeie herder aan te loop. Ons kan nie dit vergeet nie. Ons word deur sy neerlê, deur sy opvergawe, deur die werk wat die goeie herder doen, word ek en jy ook herders. Herders wat gebind word deur hierdie kennis van die Vader, kennis van die Seun, wat verbind word deur liefde wat van alle tye af nog kom en wat tot in alle tye sal gaan. Kom ons bid saam. Here Jesus Christus, Vader God en Heilige Gees, dankie dat ons U skape kan wees. Dat ons U stem kan leer ken, U teenwoordigheid kan najaag. Dat ons U kan leer ken en kan weet dat U ken ons. Dankie Here dat ons kan weet en herinner word vandag dat U gekom het nie om 'n las op ons te kom sit nie om 'n juk op ons te kom sit wat swaar en moeilik is nie om ons lewens te kom kleiner en leer maak nie, maar dat U gekom het om ons lewens te kom volmaak, om vir ons lewe te kom gee en 'n lewe in oorvloed. Here, maar so baie kere is ons maar so skape wat wegdwaal, skape wat op ons eie pad loop. Help ons om ons oë op U gefokus te hou. Help ons om agter U aan te loop. Help ons om ook raak te sien dat daar skape rondom ons is, wat ook U skape is, vir wie U ook lief is. En help ons om ook daar miskien herders te gaan wees. Ek vra dit in U naam. Amen.